baie keer jou dubbelhoek en jou saamgestelde hoeke vra in matriek, is deur die volgende vraag. Dis nogal toetsgunstelinge hierdie, so ek sal aanbeveel dat jy hierna kyk, en dit inoefen. As jy 5 vraestelle uitwerk, gaan daar definitief kwamper sê en 4 van die 5 so tipe vraagie wees. Okay, so een ding wat jy net voor moet kyk, is ons kyk na ons doubles. Onthou, ons praat van jou doubles. Of jy gaan kyk na die groot gemors. Jou doubles is jou dubbelhoek. Met ander woorde, as ek 'n sin X en 'n cos X langs mekaar sien. Ek weet dit is dieselfde hoek, daarom sien ek doubles. So hierdie is mos die formule vir 2 sin X cos X, weet ek is sin 2X. My groot gemors is my saamgestelde hoeke. Okay, gaan kyk die video oor vereenvoudiging oor hoe ons daai gedeelte doen. So kom ons kyk gou na die eerste een. Wat lekker is hiervan, is jy kan actually jou antwoord gaan toets. Eers op die einde. Hierdie sommetjie tel 5 punte, so jy wil graag sonder jou calculator kan doen, maar jy kan hom daarom gaan toets. So die eerste ding, hulle sê hier vir my die sin van 105. Okay, wel. Ons weet, ons hou nogal van 180 plus of min en 360 plus of min, en dan hou ons ook van 30, 45 en 60. So, kom ons kyk wat ons kan doen hierso. Ek het 'n sin van 105, dit beteken nog nie regtig veel vir my nie. As ek hom gaan sê 105 minus 90, dan kry ek 15. Okay, kom ons kyk wat ons kan doen daarmee. Daar's 'n paar maniere om hierdie te doen. Wat ek hierso sal doen, is om te gaan kyk, kan ek hom skryf as 180? So ek kan hierdie dude gaan skryf as 180 minus 75. Ek weet dit gee vir my dieselfde antwoord. Okay, ek weet nog nie waarheen hy gaan nie. Nou wat ons kan gaan doen is sin 180 minus 75 is 'n positiewe sin van 75. Nou gaan kyk ek, kan ek hom link met my mooi hoeke? Ek het mooi hoeke 30, 45 en 60, so ek kan hierdie sin van 75 anderster gaan skryf as 30 plus 45. Of jy kan gaan sê 45 plus 30, het maak nie regtig saak nie. En dan gaan sit jy met jou formuleblad reg langs jou, asseblief, dis belangrik. So ek kan hom gaan sit as die sin van A, die kos van B, plus die kos van A en die sin van B. Okay, nou kan jy hierdie gaan doen. So nou weet ek kan hom gaan skryf as die sin van 30 en die kos van 45, plus die kos van 30 en die sin van 45. En nou het jy net 'n klomp goed wat in jou calculator kan gaan intik. Nou is dit super maklik. Sin van 30 is 'n baie mooi half. My kos van 45 gaan vir my wortel 2 op 2 gee, of 1 op wortel 2 as jy volgens jou sketsies werk. Plus my kos van 30, dis 'n terrible wortel 3 op 2, en dan die sin van 45 is wortel 2 op 2. So hulle gaan vir my sê sonder 'n sakrekenaar. So onthou, ons maal breuke bo met bo en onder met onder. So ek sal daai eers gaan vereenvoudig. Ek kry 'n wortel 2 op 4, plus hierdie kant sal ek gaan maal, dan kry ek 'n wortel 6 bo op 4. En dan kan jy hierdie net so gaan sit. Ek sal my noemertjie, ek sal gaan sê wortel 2 plus wortel 6 bo op 4. En as jy hierdie in jou calculator gaan intik, wat is die sin van 105? Jy gaan toets hom, dan kry jy wortel 6 plus wortel 2 op 4, so ons weet ons is reg. Okay. Volgende enetjie, so, gaan kyk altyd eers, sien ek doubles of sien ek my groot gemors? Wel, ek sien 'n massiewe gemors op hierdie stadium, ek sien nêrens doubles, 'n sin en 'n kos wat langs mekaar is met dieselfde hoek nie. So, wat ek hierso sal gaan doen, gaan identifiseer altyd eers, wat is jou A en wat is jou B? So, gestel ons sê, okay, ek wil hierdie 'n A maak en daai 'n B, dan is dit waarmee jy werk. Nou moet ek hierdie ouetjie 'n bietjie anderster gaan skryf. Wel, ek weet kos van 81 gaan dieselfde wees as die sin van 9 deur my kofunksies. En die kos van 21 weet ek is dieselfde as die sin van 69 deur my kofunksies. So jy kon hierdie kant ook verander het. Jy kon regtig 'n mix and match het. Wat belangrik is vir my is dat jy weet dat jou waarde vir A 69 is en jou waarde vir B is die 9.
Dit is die belangrike gedeelte. En nou moet jy gaan kyk op jou formuleblad, want ek het nou 'n kos 69, 'n kos van 9, plus die sin van 9, ek gaan hom met 'n bietjie netjieser skryf, dan is dit makliker. Dit gee vir my die sin van 69, maar met die sin van 9. Nou gaan kyk ek op my formuleblad, het ek ietsie soos dit, waar ek kan sê kos A, kos B, plus sin A, sin B. En dan kan ek sien op van my dubbelhoeke, my saamgestelde hoeke, dis die formule van kos A min B. Jou volgorde is verskriklik belangrik. Jy moet weet wat is A, en jy moet weet wat is B. Okay, so nou kan ek hom gaan skryf, dit is die kos, my waarde vir A is 69, my waarde vir B is 9, so ek kry dit as die kos van 60, en dit is 'n pragtige half. En weer eens, jy kan dit op jou calculator gaan intik, en dan gaan jy hom net toets met jou calculator. Okay, volgende enetjie. Eerstens, wel, ek sien 'n A aan hierdie kant, en ek sien 'n mooi B. Aan hierdie kant sien ek niks nie. Ek sien definitief die doubles nie, so ek probeer nog 'n A en 'n B identifiseer, sodat ek my saamgestelde hoeke kan gebruik. So eers sal ek hierdie ouetjie 'n bietjie gaan netjieser maak. So kom ons doen hom hierbo. So as jy wil, ek hou daarvan ook partykeer om dan te sê plus 360. So ek kry 'n negatiewe kos 155. Jy kan hom so gaan sê, dit is net hierdie minus is nog steeds net daar. Want jy mag net gaan sê plus 360 enige tyd. Okay, so kos 150, kan ek gaan anders te skryf, want hierdie minus is net daai minus, as 180 minus 25. Okay, kom ons kyk, 180 minus 25 geef my 155, great. Nou gaan kyk ek na my kaasdiagram. 180 minus, ek weet kos is negatief aan daai kant, so nou gaan ek hom sit as 'n negatiewe kos van 25. Ok, nou kom ons al iewers. So aan hierdie kant het ek, aan die linkerkant, het ek 'n kos 35, en ek het 'n sin 25. Hierdie enetjie het ons nou net gaan vereenvoudig, so hy word 'n kos, positiewe kos van 25, en ek hou nou al klaar hiervan dat ek ten minste 2 van dieselfde hoeke, en aan die kos van 55, weet ek gaan dieselfde wees as die sin van 35, want as ek 'n kos en 'n sin het, som gee hulle vir my 90, weet ek hulle is dieselfde. Ok, nou wat jy moet gaan doen, identifiseer wat is jou A en wat is jou B. Dit is bitter belangrik hierso. Ok, so kom ons kyk of het ek iets op my formuleblad, waar ek 'n kos something, sin something langs mekaar het, met 'n plus in die middel. So ek kan sien dit is my sin formule, wat vir my sê sin A plus B, maar, kyk gou hierso, hier het ek sin van A, dit is eerste, so dit beteken, daai is die A, en hulle sê kos B, so dit is my B, jy kan hulle gaan net omruil ook as jy wil, en dan, so dit beteken die 25 grade is my A, en die 35 grade is my B. My formuleblad sê, dit is die sin van A plus B, wat in hierdie geval dan nou sin 25 plus 35 is, en as ek gaan sê 25 plus 35, gee vir my 'n pragtige sin van 60. Dis iets wat ek op my calculator kan doen. As ek gaan sê die sin van 60, kry ek 'n baie mooi wortel 3 op 2. Ok. En dan, laaste enetjie van hoe hulle dit vir jou so gaan vra. Eerstens, gaan kyk jy, sien jy doubles, of sien ek die groot gemors? In hierdie geval, ek sien doubles. Right. So, ons het hierdie gedoen om te sê hoe jy dit gaan kyk. Ek het nie iets op my formuleblad wat sê 4 sin A kos B nie, maar ek het wel iets op my formuleblad wat vir my sê 2 maal met 2 sin A kos B. Right. So hierdie represent sin 2A. So hierdie 2, chill net daar uit. En dan het ek as 'n sin 2, en my waarde vir A het ons nou as 'n 15. En dan in die onderkant, hierso,
ek het nie iets op my formuleblad wat so lyk nie, maar wat ek wel op my formuleblad het, is 'n 1 minus 2 sin kwadraat van A. So wat jy gaan doen, jy weet mos as jy hom gaan flip, dan verander die voorste teken net. So ek sal my minus daar gaan sit, en dan al wat gebeur is 1 minus 2 sin kwadraat van 15. Okay, so ek het nou nog net gaan kyk na goed hoe ek hom kan skryf volgens my formuleblad. So aan die bokant het ek 2 maal met, die sin van 2 maal 15 is die sin van 30, boop 'n negatief, hierdie is die formule vir my cos 2a, so dit gee vir my cos 2 maal met 15, so dis die cos van 30. Ok, nou kan jy of gaan sê my antwoord is negatief 2 tan van 30, en die negatief tan van 30 is wortel 3 op 3, so ek kry negatief 2 wortel 3 bo op 3. As jy dit nie so wou gedoen het nie, en apart gaan uitwerk het, ek sê daarmee ook, jy kan ook uit gaan sê, dit is 'n 2 mul met, my sin van 30, weet ek mos nou is 'n half, my negatief chill daar uit, cos van 30 is wortel 3 op 2, en dan gaan werk jy net uit, 2 mul met 'n half, gee vir my 1, bo op negatief wortel 3 op 2, daar staan nou eintlik 1 op, of 1 gedeel deur daai gedeeltetjie, so ons gaan maal hom met die resiprook, so wat ek dan gaan sê is negatief 1 maal met 2 op wortel 3, dit gee vir my negatief 2 bo op wortel 3, maar ons onthou, ons mag nooit eintlik 'n wortel aan die onderkant hê nie, hierdie is bietjie 'n langer pad, dan moet jy gaan rasionaliseer, gaan kyk die video van graad 11 vir rasionalisering, maal hom met 'n wortel 3 op wortel 3, so dit gee vir my negatief 2 wortel 3 bo op 3, en dis presies wat ons gekry het, toe ons ingetik het die tan van 30. Alright, so ek sou net gaan eerder die tan van 30 gedoen het. Ok, so die volgende enetjie is, ons gaan eintlik maar net vir P vereenvoudig. So, wat ons hierso gaan doen, ons sien nou, hulle gee nog vir my 'n paar vragies ook volgens dit, maar kom ons vereenvoudig net eers wat ons kan. Right, so die eerste ding wat ek gaan sien, is om te sê, sin 90 plus x, ek ken my leerwerk, ek weet volgens my kofunksies, dit is die cos van x. Cos x minus 360, ek sal letterlik net gaan sê, plus 360, dit gee net vir my die cos van x. So hy chill net daar uit. Aan die onderkant, sien ek 'n massiewe groot gemors. Gaan kyk altyd vir jou dubbelhoeke en jou groot gemors. Ek sien hulle sê hier die sin van A en die cos van B minus die sin van B en die cos van A. So ek weet ek het 'n A, B en 'n A. Maar nou moet jy net eers gaan identifiseer, wat is die A en wat is die B? So ek sien ten minste dieselfde goedjies. So nou gaan kyk jy op jou formuleblad. Het ek iets waar, ek kyk na die deel waar sin en cos gemeng is, so ons gaan my sinreël gebruik, en dan kyk ons wat lê voor. Die een met 'n minus, wat 'n minus tussenin het, is die sin A minus B. So dit sê vir my die sin van A, so die sin is die A, die B is dan die X. So die B is die X en die A is die X min 30. So ek weet wat is my A en my B. En dis die formule vir die sin, my waarde vir A is X minus 30 en my waarde vir B is X. Want dis die formule vir sin A min B. Ok, en al wat ons nou gaan doen, is, ons gaan kyk, wel, cos X mal met cos X, gee vir my cos kwadraat X, en dit bo op die sin van daai, gee vir my die sin van negatief 30, ok, sin van negatief 30, want ek het 'n X minus X, so as daar niks voor my minus staan nie, is daar altyd 'n 0, so op hierdie stadium staan daar cos kwadraat van X, bo op 'n negatief sin van 30, so cos kwadraat van X,
boop negatief 1 op 2 en 1 gedeel deur 'n half gee vir my 2. So dit is negatief 2 cos kwadraat van x. Ok, en dan die laaste enetjie is nog hulle gunsteling een. Hulle vra vir my, skryf die maksimumwaarde van y is gelyk aan p. Ok, so ons het nou hierdie enetjie gaan vereenvoudig as minus 2 cos kwadraat van x. So ons weet, p se waarde sê vir my, y is gelyk aan of dan nou net negatief 2 cos kwadraat van x. Right, so hulle vra vir my die maksimumwaarde. So kom ons chat gou daaroor, né? As ek gevra het vir jou vir die maksimumwaarde van cos van x. Ons weet die maksimumwaarde van cos van x is mos nou 1, maar y-waarde is hardloop tussen 1 en minus 1. So hierdie sal wees y is gelyk aan cos van x. So jy redeneer om regtig net vir jouself uit. As ek gaan sê cos kwadraat van x, ons weet enige iets wat kwadreer is positief. Dit beteken hy gaan nou net nie meer tot by minus 1 kan gaan nie, maar hy gaan dan nou van tussen 1 en 0 gaan. Right. So hy hardloop tussen 1 en tussen 0. As ek vir jou gesê het 2 cos kwadraat, as ek vir jou gesê het y is gelyk aan 2 cos kwadraat, so ek weet hy gaan net in die positief wees, dit beteken hy hardloop tussen 2 en 0, want ek weet 2 cos x gaan tussen 2 en minus 2. Maar sodra ek daai kwadraat bysit, mag ek nie meer die minus 2 daar aanbring nie. So dan sê net tussen die 2 en die 0. Hierdie is so 'n bietjie 'n insig gedeeltetjie wat ek het verduidelik. En nou wat hulle gaan doen is, nou gaan sit hulle die minus aan die voorkant. En al wat dit beteken is, hy flip letterlik net om, so nou gaan hy tussen minus 2 en 0. So sy maksimumwaarde is 0. So as hulle vir my vra, skryf die maksimumwaarde van y is gelyk aan p neer, dan beteken dit net die maksimumwaarde van daai, so my maksimumwaarde van y is 0 en my minimumwaarde is minus 2. En dis al hoe ons daai doen. So hierdie is ook 'n absolute gunsteling enetjie. So wat ek hierso sal gaan doen, eers sien ek dadelik my breuke, dadelik weet ek gaan eers vereenvoudig en hulle op dieselfde breek sit. So ek gaan maak my noemertjie cos 33 en 'n sin 33. Onthou asseblief, jy moet altyd eers vereenvoudig nog voordat jy dinge gaan begin verander. So ver as moontlik. So hierdie cos 99, hy moet gaan maal, want hy het 'n cos 33, dit beteken hy moet gaan maal met die sin van 33, gewone graad 10 breuke, en hierdie sin van 99 moet gaan maal met die cos van 33. Ok, wat nou belangrik is, nou gaan kyk jy vir jou doubles of die groot gemors. Maak seker asseblief van jou volgorde. As ek gaan kyk aan die onderkant, ek kan hierso sien, ok, ek sien my doubles, ek sien 'n sin en 'n cos langs mekaar met 'n dubbel, met ander woorde, dit is twee van dieselfde hoeke, ek sien dit, maar ek weet, op my formuleblad is daar 'n 2 vooraan, dan is dit sin 2 mal 33. Daar's nie nou 'n 2 nie, daarom gaan sit ek die half daarvoor. Dan gebruik ek die formule vir sin 2 mal met 33, is sin van 66. Ok, dan gaan kyk ons na die volgende een. Nou gaan kyk ek weer op my formuleblad. Ek het 'n A, ek het 'n B. Ek het 'n A en ek het 'n B. Nou gaan kyk ek op my formuleblad of het ek iets waar die kos en die sin gemeng is, maar waar die kossin eerste voor lê. En hierdie is nou waar dit belangrik is. Jy moet reg identifiseer wat is die A en wat is die B. As ek gaan kyk na waar kos en sin gemeng is, sal ek sien dit is die sin van A wat voor is en die kos van die B. Met ander woorde, die 99 is die B en die 33 is die A. Maak seker van jou volgorde. Nou gaan skryf ek die formule, dis een met die minus. Dit sê vir my die sin van my A is 33 en B is 99. Anders gaan jy 'n verkeerde teken hê. So hierdie gee vir my die sin van negatief 66 bo-op 'n halwe sin van 66. En negatief sin, negatief 66, ek weet as er niks vir my minus staan nie, is dit 'n 0. So dit is 'n negatiewe sin 66 bo-op 'n halwe sin 66.
en dan gaan hulle pragtig uitkanselleer en dan -1 gedeeld deur 'n half gee vir my 'n -2. En jy kan hierdie gaan toets op jou calculator ook. Ek sê vir julle hier op die opsommings, gaan toets hom asseblief. Alright. En dan laaste enetjie van hierdie. Eers sê hulle vir my wel, jy moet dit nou eers gaan bewys. So kom ons gaan kyk. Dit is gewoonlik dan net hakkies uitmaal, maar kom ons gaan skryf hom. So sin A plus B gee vir my sin A cos B plus cos van A sin van B minus, en onthou asseblief jou hakkie, dis verskriklik belangrik, minus die sin van A cos van B minus die cos van A en die sin van B. Hierdie gaan kry jy net so op jou formuleblad, maak net seker van jou tekens asseblief. Nou gaan kyk ek hierso, ek gaan my minus nou inmaal, so jy gaan skryf alles pretty much net so oor, behalwe ons het nou net hierso my minus gaan inmaal, so ek gaan sê dit word dan 'n minus, en dan maal my minus in, so daai dude word 'n plus. Ok, en dan het ek appels en pere wat ek by mekaar kan tel. Ek het 'n sin A cos B, hier is 'n sin A cos B minus sin A cos B, so hulle kanselleer uit, en dan het ek 'n cos A sin B, cos A sin B, dit gee vir my 2 cos A sin B, en dit is waarby ek moes uitgekom het. Voilà, ok, nou wat hulle vir my vra, is hulle sê vir my, ok, sonder gebruik van 'n sakrekenaar, gaan toon nou die volgende. So wat jy doen hierso, jy gaan kry 'n link en jy gaan kry 'n mooi hoek. Dis gewoonlik 'n mooi hoek en 1 awkward link. Ok, so ek kan sommer sien, ek dink my link gaan 'n 17 grade wees, en dan die mooi hoek is ietsie soos 30, 45 en 60. Ok, so kom ons gaan kyk gou. So die sin van 77, en julle kyk het gou hoe mooi werk hierdie, jy kan dit op die lang manier gaan doen, en gaan hom gaan skryf as die sin van 60 plus 17, ons kyk of dit werk, minus die sin van 60 minus 17. So, ons kan dit so gaan doen, en dan kan jy jou uitgebreide metode gebruik om die groot gemors neer te skryf vir jou saamgestelde hoeke, so 100%. Dis dieselfde vraag, dit volg op mekaar. Ons het nou net bewys, die sin van ietsie plus iets anders, een ding plus iets anders, minus die sin van iets minus iets anders, sin van dit. Ons het nou net gesê, dis dieselfde as 2 cos A sin B. Ons het dit mos nou net hier gedoen, hè? En dan, so die A is die 60, en die B is die 17. So, ons het dit letterlik nou net gaan, eintlik al klaar gaan bewys. En dan altyd, as jy 30, 45 en 60 sien, dis hoekom ons die mooi hoeke gebruik. Ek kan dit in my calculator gaan intik. So, daarso staan eintlik 2 maal met 'n half, maal met die sin van 17, 2 maal met 'n half is 1, sin van 17, en dis hoe ons hierdie doen.